Welkom by 'n begeleide gebed vandag en ek wil jou graag lei in 'n baie spesifieke gebed vandag. En dis 'n gebed wat bid verander. Hierdie tipe gebed waar ons onsself gee aan 'n ander persoon se pyn, se ongemak, 'n ander persoon se situasie en omstandighede te voel, om onsself in hulle skoene en die emosie van dit waardeur hulle gaan te voel en te beleef. Dis wat dit beteken in hierdie spesifieke gebed om verander te bid. Hierdie gebed kan partykeer spontaan wees. Jy kan besig wees met alledaagse goedjies en dan gee die Here vir jou 'n oorweldigende besef of gevoel vir 'n spesifieke persoon. Baie keer is dit iemand wat jy ken of iemand wie se naam jy net ken. Jy ken hulle nie persoonlik nie, maar jy kan sien dit waardeur hulle gaan. Dit stuur iets binne in jou hart wat jy ook voel. Ek wil jou nooi, kom ons bid vandag vir hierdie persoon. Here, kom versterk hierdie persoon vandag. Kom versterk hierdie persoon vandag. Soos dat ons dink aan hierdie persoon, kom daar dalk iemand se gesig of sy naam by jou op. En miskien deel die Here ook vandag vir jou die emosie, die gevoel, die sorg, die medelei saam met hierdie persoon in die persoon se pyn en se omstandighede. Ek besef net vandag dat die Here jou waarskynlik gaan nooi om meer gereeld ook hierdie spesifieke gebed te bid. Dis 'n heilige gebed, seker een van die mees heiligste gebede wat ons kan bid is vir ander mense. Die skrif wat vir ons eintlik daarop wys dat Jesus wat sit aan die regterhand van God is besig om in te tree vir ons by die naam. En in 'n sekere sin is jy op hierdie oomblik besig om deel te wees saam met Jesus, om by hom aan te sluit, om saam met hom te bid, in te tree vir iemand. So ek gaan nou ophou praat vir 'n 30 sekondes. En terwyl die musiek net speel, wil ek vir jou vra om spesifiek vir hierdie persoon te bid nou by die naam. En dit kan 'n eenvoudige gebed wees of dit kan 'n groot spesifieke ingewikkelde gebed wees. En ek wil jou vra, maak jouself oop ook om die emosies te beleef en jouself in hulle skoene te plaas en nou te bid. Here, ons kan net probeer om onsself voor te stel in hierdie persoon se skoene. En wanneer ons vir hulle bid, Here, wil ek ook kom vra, gee vir ons ook die geleentheid vandag in 'n oproep of 'n WhatsApp, 'n boodskap om hulle te bemoedig en te versterk en te ondersteun. Maar Here, ek vra nou, Here, dat U ons gebede sal verhoor, soos wat ons saam met U intree vir hierdie spesifieke persone. Genees hulle hart, Here. Maak hulle pad oop, maak hulle pad gelyk, Here. Skenk vir hulle hierdie wonderwerk wat hulle nodig het. Here, gee die begeertes van hulle harte aan hulle. Soos wat ons hierdie oomblik deel saam met die Here, waar ons bid vir hierdie persoon en onsself in hulle skoene plaas, groei empatie, groei medelee. Dit kan toeneem in jou lewe. So heilig en 'n kragtige oomblik en oefening wat ek en jy elke dag kan oefen. En ek wil jou uitnooi en ek glo die Here praat ook vandag met jou dat jy ook so gefokus vir ander mense kan bid. Miskien terwyl jy na hierdie begeleide gebed luister vandag, gaan jy self deur 'n moeilike tyd, self deur pyn en uitdagings en verlies in jou lewe. Miskien voel dit selfs moeilik vir jou om vir ander mense te bid en voel jy het nie die krag om vir ander mense te bid nie, maar in my eie belewenis het ek al soveel genesing beleef en deurbraak beleef wanneer ek juis vir ander mense bid, wanneer ek ander mense aanspoor en ander mense aanmoedig ten spyte van my eie
pyn. So my gebed en my hoop sal wees ook dat jy sal oop wees vandag vir die uitnodiging van die Here. Wat 'n voorreg is dit nie om te kan onsself indink en voel en onsself inleef in iemand anders se skoene en vir hulle op so 'n manier kan bid. Dankie dat jy vandag aangesluit het by hierdie begeleide gebed.